Goeiemôre en baie hartlik welkom vanoggend by nog 'n program van Koffie met die Koning. Dit is vir my vanoggend so lekker om eers weer die koning van alle konings te verwelkom hierso by ons op ons program hierdie dag. Ek hoop dat wat ons vandag gaan bespreek, gaan vir julle baie leersaam wees en dat julle dit ook sal geniet. Ons het 'n spesiale gas, maar voor ek die gas voorstel, wil ek eers vir Jesus al die eer gee. Want dit is so lekker om te weet dat hy sit ook by ons by hierdie tafel en al die ou goedjies wat ons oor gesels, is alles dingetjies wat vir hom baie belangrik is en hy gaan vir ons help vanoggend om hierdie program op die lig te bring en ons gaan die dinge waaroor ons gaan praat, gaan die dingetjies wees wat jy nodig het om vanoggend te hoor. So, ons drink eers gou vinnig ons ou koffietjie. Ek en my gas, ek gaan julle nou aan my gas voorstel, ons drink net eers gou vinnig ons ou koffietjie, saam met die koning, en ons bring alle lof en eer aan hom. Ek wil net 'n kort gebed vir julle doen, en dan gaan ek vir julle 'n stukkie net lees, wat vir my altyd belangrik is. Die Here gee ons altyd vir ons ietsie om aan te kan kou. So vandag is weer een van die dagies waarin ons lekker kan kou aan ons program, en dinge met mekaar kan bespreek, dinge wat belangrik is, wat ander mense vandag sê, ek het nog nooit gedeel met hierdie spesifieke situasie in my lewe nie. En so ek is so bly dat my gas hier is om my te help. Die gas wat ek vanoggend aan julle gaan voorstel, sy naam is Pieter Kraus. Pieter Kraus. En Pieter Kraus is ook hier van Stellenbosch area. Correct. Hy is nou nie direk Stellenbosch gebore tipe persoon nie, maar hy is wel van Stellenbosch area en ons sal lekker met hom kan gesels. En ek wil net sê aan die einde van hierdie program, onder aan die program is daar 'n telefoonnommer, maar die nommer wat ek vir julle daarin sit, dis 'n WhatsApp nommer. Maak gebruik daarvan, want as daar gaan dinge wees wat julle vir Pieter wil vra, wat ek julle nie kan antwoord nie, maar julle is baie welkom om vir hom te kan kontak per WhatsApp. Ons wil nie eintlik hierdie telefoonnommer gebruik om te bel nie, want mense is besig. En hierdie man bewerk die land en hy boer en hy gaan te kere so, het is onmoontlik vir hom om die telefoon elke keer op te tel as een van julle bel om iets te gesels. Maar as dit dringend is, dan kan jy 'n WhatsApp stuur en dan kan jy met hom afspreek en sê, kan ek jou so laat, kan ek vir jou bel? Dan gaan hy sekerlik met jou die saak kan uitsorteer. Ok, so jy is baie welkom, maar Jesus bo alles vir ons. Amen. Amen. Stem mee saam. Definitief. Dit is mos maar so. Sonder die Here, wat kan ons nou doen? Verdwaal. Net so, dis presies wat ek wou hoor. Ek lees vanoggend vir ons hier so 'n klein stukkie uit my boekie wat julle al almal ken, en dat almal wil weet wat se boek is dit. Hierdie boekie het dingetjies in wat vir my belangrik is, maar ek gaan nou nie alles lees nie, maar ek gebruik die dingetjies daaruit wat wel vir ons van toepassing is. So hoor hierdie enetjie, want dit is presies wat God met ons wil doen. Hy begin hier te sê, I am working in your life. Dan sê I'm removing all that blocks my free flowing spirit from pouring out of your life. Hy blok al die dinge wat vir my en vir jou teestaan, sodat ons nie kan doen dit wat God ons voorgeroep het nie. Ons is geroepenis van die Almagtige. Hy het ons geroep van voordat ons in die moederskoot was, sê hy. Hy het ons toe al reeds by die naam geken. So, dit is eintlik belangrik dat ons met mekaar op hierdie manier kan praat en dinge agter ons kan plaas wat miskien baie belangrik is. You will know a greater anointing and become the person that I have destined you to be. Ek gaan net daar stop vanoggend en dan gee ek vir jou Kolossense 1 vers 10 tot 1 wat jy kan, of tot 11 wat jy kan lees vir jouself. Anders gaan ek hierdie man se tyd vanoggend opneem. Elkeen van ons het 'n roeping van God gekry. En baie mense dink dat
die roeping wat hulle het, is net 'n spesifieke roeping wat net vir hulle bedoel is. Maar ons het elkeen 'n roeping. Elkeen het 'n roeping deur God ontvang, wat miskien vir een persoon 'n moeilike roeping is. God verwag sekere dinge van ons, dat ons dinge moet prys gee ter wille van hom. En daar's ander dinge wat hy sê, dis gewoon 'n kwessie van, sal jy nie net gou gaan en gaan praat met Jan, want Jan verkeer op 'n moeilike plek op die oomblik, dat jy dan sommer jou goedjies net daar neersit om te sê, ek sal gaan waar die meester my stuur. So gaan dit wees met Pieter ook, en dit was ook al so in sy lewe. Okay, so dis waar ek nou eindig met myself. So, vertel vir my 'n bietjie, waar kom jy vandaan? Moeder Reeps, ek wil net sê baie dankie vir die voorreg om vandag met u 'n bietjie te kan gesels oor hierdie aangeleenthede. So in kort is ek gebore in Orkney. My pa het besluit hy wil baie graag in die oud Suidwes Namibië vandag gaan woon. En daar het ons in 'n karavaanpark gewoon langs die Kwesep rivier, waar hy vir waterwese gewerk het, waar hulle water in die woestyn geboor het. Die manne sal sê, hoe gaan my water in die woestyn kry? En hulle het ongelooflik sterk water geboor. Nou so as ek maar net 'n klein seentjie gewees. Van daar af het ons windhoek toe getrek, groot geword, laerskool, hoërskool, HTS windhoek klaar gemaak. En my loopbaan het begin waar ek in die lugmag was en die hele land vol getrek het. Maar ek moet sê, die belangrikste ding vir my lewe besef ek, al was 'n ou bietjie stout, was my belangrikste Jesus gewees. As 'n jong kind. As 'n jong kind. As 'n jong mens al. Waar dit vir my die ergste was, mamma het vir ons 'n Bybelstorie gelees. En ek kan onthou ek is so 5 jaar oud gewees. Ons het in Pionierspark gebly. En sy lees vir ons die kruisiging. En sy loop uit die kamer uit en ek wil nie ingryp nie. Hierdie kruisigingsstorie was vir my net te verskriklik. Hoe kan hulle 'n mens vaslaan op 'n kruis? Dis onmoontlik. My klein gemoed kon dit nie verwerk nie. Ek het vir mamma later teruggeroep. Ek sê, mamma, hierdie dis 'n verskriklike storie, is dit regtig so? En daar dink ek, het die Here vir my getag, en ek is so bly daaroor. Ja, dis eintlik fantasties. Dis fantasties, want is so baie jong mense vandag wat so sonder God groot word. Ja. Hulle stel nie belang nie. Hulle hoor hierdie selfde storie wat jy gehoor het as kind. Hulle hoor ook hulle ouers praat oor dit, of praat miskien glad nie daaroor nie. Ja. Dink net wat 'n voorreg het jy vanoggend om vir iemand anders daar buitekant wat nou na jou kyk, te kan vertel, dit was my belewenis. Want dis jou eie persoonlike belewenis. Dis hoe dat hierdie God met my begin praat. Ja. En hy wil dit graag met iemand anders ook doen. Is dit nie so nie, nee? Definitief. Ja, want ons dink ons baie keer, nee, maar dis net vir iemand anders bedoel, dis nie vir my bedoel nie. Ja. Maar ek moet sê, as gevolg van die feit dat 'n ou op so 'n klein ouderdom, dink ek, besef dat in my lewe was dit so, jy's nie vreeslik geliefd nie. Jy kry nie regtig heeltemal maatjies nie. Ja. En dit was vir my 'n baie snaakse ding, dit was vir my hartseer ding, want wat in die pad gestaan het om te doen wat al die ander doen, was Jesus. En ek het baie keer, dan het ek vir Jesus gesê, maar die ouens doen dan dit, maar ek weet dit is verkeerd, en as ek dit doen, dan word ek nou meer aanvaar, en as ek dit nou nie doen nie, so ek het altyd daai stryd in my hele lewe gehad, tot 'n jong meisie eendag vir my gesê het, wat ook baie lief is vir die Here, toe sê sy, die Here het jou eenkant gesit vir hom. Wow, dis En toe dink ek aan die moeder wat vir Jesus sê, maar een van my seuns moet aan die linkerkant en een moet aan die regterkant sit. En Jesus antwoord aan, sê vir haar, dis nie vir my om te sê nie, maar wat vir my treffend was, toe hy vir haar sê, daar's 'n prys om te betaal en hulle sal die prys betaal, en ek het die prys betaal nooit verstaan nie. En vandag kan ek sê, wat Jesus vir ons betaal het, en die bietjie waardeur ons gaan vir hom, Here, dankie dat U ons ewen daardeur help. So daar's 'n prys om te betaal as jy vir Jesus wil dien. Definitief. Maar is die moeite werd.
Dis die moeite werd, ja, definitief. Ja, wat my altyd ook rondom jou tref, as ek soms so saam met julle net gesels 'n bietjie en ons praat mos oor allerlei dinge. Ons praat oor die dinge van die wêreld, ons lag, ons kan praat. Baie keer dink mense, ja, maar ag, die Here wil seker soos die Here sal vir my ook nou vandag 'n pak slaag gee. Ek mag nie lag nie, ek mag nie bly wees in die Here nie, wat onwaar is. Onwaar. So met ander woorde, toe jy as jong mens op skool reeds begin besef het, maar daar is 'n God daar buite. Dit wat my ma vertel het, dit was die waarheid. Het jy toe in jou lewe reeds gevoel, God praat met jou deur vir jou te sê, my kind, daar's 'n roeping op jou lewe? Of het jy dit eers op 'n later ouderdom begin ervaar? Ek het dit eers op 'n later ouderdom ervaar. Ek het altyd begeer om te hoor dat Jesus met jou kan praat, maar ek het nie besef dat daai stem is baie sag. Daai stem kan omstandighede wees. Daai stem kan in 'n droom wees, waar die Here vir jou iets in 'n droom gedeel en jy verstaan dit nie altyd nie. En partykeer verstaan jy dit, maar dit gebeur eers in die toekoms. En dan as die ding gebeur, dan kom hy droom terug en toe sê, mense, Jesus het eintlik met my daar gepraat, hy het reeds my die antwoord daar gegee. Hier loop ek nou in die omstandighede in die gees het dit gebeur, in die vlees manifesteer dit. Ja, wonderlik. En ek het dit baie later eers in my lewe agtergekom. Ja. Tot my spyt. Maar okay. So, jy was toe nou seker nie die hele dag net 'n baie soet seentjie. Nee. Voel jy dat 'n mens ook in die want baie van die kinders van God dink dat God net daar gereed sit met 'n sweep. Ek het ook maar altyd so gedink omdat ek 'n kwaai pa gehad het en ek dink baie van ons mense daar buitekant wat 'n kwaai pa gehad het, skep die indruk dat luister, as jy 'n fout maak, onthou net daar sit 'n God met 'n sweep en hy sal met jou afreken. Het jy ook in jou lewe so gedink dat daar 'n God is wat so kwaai is dat hy jou met jou kan afreken, of het jy altyd gedink nee, God is altyd net liefde? Nee, ek inteendeel het besef daar is 'n moontlikheid van 'n liefde. Maar omdat ek in 'n huis groot geword het, dink ek waar my ouers nie besef het wat is liefde nie, want hulle het groot geword in 'n huis waar hulle ook nie besef het, hulle ouers het nie besef wat is liefde nie. So ons het eintlik in 'n liefdeloosheid groot geword, alhoewel daar baie omgee was. Nou sien jy, dit is 'n baie belangrike ding wat jy nou daar sê. Dat jy word groot in 'n huis wat jy dink, maar dit is liefde. Ja. Dit is soos liefde is, nee. Maar daar's nie eintlik omgee nie. Ja. Daar's nie daai werklike diep omgee. Ja. En jy's tog op soek daarna, is dit nie? Baie. Enige kind soek na, ek dink omgee, enige kind soek na liefde. En in my huis, ek kan nie vinger wys dat daar nie regtig omgee was nie, en ek kan ook nie 'n vinger wys dat daar nie liefde was nie. Maar ek dink baie van die goeters het 'n mens 'n wankonsep oor ons koning. Baie ouens dink die Here gaan jou doodstraf, hy gaan jou doodslaan. En ek het in daai milieu groot geword, waar ek gesweet het partykeer en sê ek, Here, ek is so verskriklik jammer, en ek wag vir enige ding wat my oomblik gaan tref. En dan en so het ek kan ook so sê, vir elke negatiewe ding is dit eintlik 'n positief, want dit het my behoue gebly. Gehou dat ek die Here nie heeltemal ooit vergeet het nie. Ja, natuurlik begin jy op 'n stadium nonsens aanjaag in jou lewe, en nou begin die wêreld jou aanvaar, en nou dink jy, dis eintlik nogal lekker. Maar sodra dit stil raak, dan kom jy agter, maar daar's 'n leemte, daar's 'n tekort, en daai tekort het my gedryf elke keer, dank die Here, na sy voete toe. Maar dis 'n wonderlike ding wat ek ook like om te sê. Alles wat vir my rondom die dinge wat jy soos ek jou ervaar het, is jou verwysing altyd alles wat jou na Jesus toe wys. Amen.
dit vat jou altyd daarna toe. Amen. Dis wat jy altyd oor met iemand wil praat. Amen. Nou vandag, as jy nou mense teekom, maar wag net eers 'n bietjie, voordat ek by hierdie punt kom, op hierdie stadium is jy julle boer. Julle is op die grond. Ja. Hoe is dit om met die mense van daardie grond te werk? Hoe is dit? Is dit baie moeilik? Kan jy met hulle ook so sê, luister ouens, ons gaan vanoggend 'n stilte tyd hierso hê eers. Voordat julle enige iets doen, gaan ons vanoggend eers met God praat. Nadat die Here my basically uit my kantoor uit geboender het, in my sekuriteitslewetjie geboender het, Weskaap toe, het ek nou maar my eie idees gehad oor baie ouens. Jy hoor, ja, die ene is so sleg en daai ene is so sleg. Ek het eendag vir 'n ou gevra, wat is die definisie van sleg? Want ek het ook al baie slegte goed gedoen, maak dit my dan sleg. En toe kom ek agter, ouens kan dit nie so lekker antwoord nie, want sleg, wat is die komponent van sleg? En toe ek nou saam met baie van die mense begin werk, wat ek nou als kinderstories gehoor het, van hoe sleg is die en hoe sleg is daai een, toe kom ek agter, hulle het eintlik verkeerd aangewend, op die verkeerde plek. So hy is nie talentvol genoeg om dit wat van hom verwag word te doen nie, maar skuif hom reg en daai ou is absolute blessing. Maar wat vir my baie belangrik was, is ek het agtergekom hoe baie van hierdie werkers wat saam met my werk, het nog nooit hulle harte vir koning Jesus gegee nie. My vrou het net gelag, want sy weet, as ons eers daar in 'n voertuig geklim het, is dit tyd vir ministry. Hulle gaan luister wat ek van Jesus weet, en hulle gaan kerk kry, verskriklik. En dan sê hulle nog vir my, hulle is nog steeds na daai kerk kry, nie seker of hulle nou hulle hart vir Jesus wil gee nie. Ek sê, kom man, stop julle nonsens, staan, hou julle hande uit, ons gaan nou almal sommer ons harte vir Jesus gee. En dan bid hulle agter my aan, en ons gee almal ons harte vir Jesus. En ek kan onthou die een oud vir my het gesê, Pieter, ek kan dit voel, ek het dit nog nooit gevoel nie. Ek sê, sien jy my nie die tyd mors nie, laat Jesus die werk doen, al het jy hoeveel tekorte. En dit is waarom ons toe besluit, nee, hierdie ouens moet nog meer kerk kry. En ek sê, man, ek hele omgee as in die oggend, 'n bietjie in die verswinkel, kerk hou. Nou, dis ons verswinkelkerk. En daar het ons al wonderlike ervarings gehad met koning Jesus. Ekstreem fantasties. En ons het al lekker saam begin bid. En ek sien dit verander. Nou die dag, net 'n vinnige voorbeeld te noem, stap my vrou buite en sy kyk na een van die bome en sy sê, ek het nog nooit hierdie bome ooit so gesien blom nie, dit is iets verskriklik, hoe kry hulle dit reg? Ek sê, wat dink jy doen ons in die oggend in hy verswinkel? Ons dien 'n lewende God, en hierdie plek sal soos 'n tuin van Eden lyk, en kyk na die bome, hulle getuig al reeds daarvan, dis die God wat ek dien, en daai manne is net ja en amen, Jesus is fantasties, en weet julle wat? Ek kan sien hoe Here hulle verander, en dis heerlik om saam met hulle te werk, en as jy in boerdery is, en jy dink jou mense is nie so goed nie, gaan vat 'n bietjie daai graaf, gaan vat 'n bietjie daai snoeisker, gaan vat 'n bietjie daai wingerd jouself, hier na 'n dag, dan sê jy, liewe genade, ek kry nuwe respek vir hierdie manne, dis hoe ek geleer het, dit my 2 jaar gevat om te kondisioneer van semi-kantoorwerk, tot oordentlike plaaswerk, en ek gee die Here al die eer vir dit, want nou waardeer ek al die wonderlike talente wat hy ons gegee het. Jy weet, baie ouens het 'n liggaam, hy kan voel, hy kan proe, hy kan sien, hy kan loop, hy kan alles, maar hy vat dit as van selfsprekend. Ek sê, meneer, jy weet nie wat sy geskenk het jy nie, daar sit 'n ou in 'n reistoel, hy begeer om 'n wingerd te snoei, hy kan dit nooit doen nie, want sy reistoel gaan dit nie toelaat nie, sy ledemate kan dit nie toelaat nie, sy stelsel kan dit nie toelaat nie. Ek sê, wees dankbaar, jy het 'n massive geskenk. Maar dit is 'n goeie ding om te sê vanoggend. Ek like dit baie. Ek like dit regtig baie, want ek is seker daarvan dat elkeen van die wat vanoggend na ons kyk, en saam met ons gesels, want jy gesels eintlik met ons saam, want ek hoor jou al amen sê, en ek hoor jou al sê, ja, dit is so, ja Here, ek hoor jou al. Wat sou jy vanoggend wou gehad het, moet hierdie man vir jou sê vanoggend? Wat dink jy, wat moet hy vir jou doen? Voordat ek nou moet hom verder gaan op hierdie punt, het hy vir my 'n interessante ding vertel vanoggend, wat ek graag ook met jou wil deel. So, maar voordat ons dan kom, wat sou jy as persoon wat vanoggend na hierdie program kyk, en as baie mense wat kyk na hierdie program, wat soek jy van hom? Wat soek jy vanoggend? Wat jy nie weet
hoe om by hierdie Jesus uit te kom. Jy weet nie hoe nie, maar jy soek 'n man of vir iemand wat vir jou kan help net ten minste. Wat miskien vir jou vanoggend 'n antwoord het. En dalk glo ek hy het 'n antwoord wat hy dalk vanoggend kan afgee aan jou. So dit wat ek graag vir jou wil gevra het is vanoggend toe ons praat, toe praat jy oor 'n man wat jy vanoggend mee gepraat het. Ek dink dit was 'n man wat jy mee gepraat het, as ek dit nie mis het nie. Maar en jy gesê jy het nou iemand jou vrou het 'n boek gekoop of 'n boekie gekoop. En jy het 'n bietjie in die boekie begin blaai en daar ontdek jy ook 'n paar dinge in die boekie. Ja. En kon jy op enige manier daai boekie gebruik? En sal jy daai boekie vat en aanbeveel vir daai persoon wat daar saam met jou op die plaas werk? Ja, baie interessant. Mense is nou in die boerderybedryf en ons doen enige ding op hierdie stadium van tuine maak tot enige ding waaraan jy derglik kan dink, dit doen ons. En dis nou die voorreg, maar die boekie is nou van 'n ou wat in landbou betrokke is en hy's baie populêr. Ons ken hom as Oom Angus. En ek het 'n goeie vrou. Ons stap die dag in koemboeke en ek weet daar is elke oggend met ons so ietsie in die workshop vir die manne gee in daai werkswinkel. En sy sê jy het hierdie boekie nodig en sy haal hom af van die rak af. En hy's Afrikaans want die ouens se Engels is nou nog nie gepolish nie. So partykeer vlieg die boodskap bo oor hulle. En daai Afrikaans is so eenvoudig en die boodskapie is so pragtig en hy boodskapies is so akkuraat. Baie keer as ek werkswinkel toe stap en ek dink, Here, wat sal ek vanoggend sê? Dan is die antwoord daar. Lees daai gedagte vir vandag waarop jy daar oopmaak en waardeur jy werk. En dit is so amazing. Die woord van God praat met jou duidelik. Jy moet dit net verstaan. Maak jy ore oop en jou ore nie werk en dan gee jou ore 'n opdrag. Jy sê, my ore, jy sal hoor wat die woord van God sê. Want die Here sê, spreek dit aan en dit moet hoor, want dit is in my naam. En waarlik, vanoggend het ons 'n kragtige ontmoeting gehad. En ek het besef hoeveel ouens is gebreek in hulle harte as gevolg van manspaas wat 'n tekort was in hulle lewe. Ja, vertel ons 'n bietjie vanoggend daaroor, want jy het vir my vertel ook van 'n man wat vanoggend so uit sy hart uit geroep het en gehuil het oor daar's nie 'n pa nie. Ja. Dit is, dink ek, een van die groot probleme van die meeste van die werkers. Ja, nou hierdie werkers noem ek sommer my kollegas, en terwyl ons nou so sit en ons lees hierdie stukkie vir die dag, vra ek vir elkeen, waar was jou pa? Wat kan jy my van jou pa vertel? En die een kyk my so en hy sê vir my pa het baie gedrink. My pa was nie regtig 'n voorbeeld nie. My pa het van die trein af geklim en my pa was doodgemaak. Hy sien nie ver hier vanaf nie en ons het hom in die bosse gekry 4 dae later. En ek kon sien hier is genesing nodig. En so het elkeen van die ander vertel wat hulle paas gedoen het. En ek sê, by jou pa kom van iewers af, maar die laaste ou vertel my toe, sy pa het rugkanker gehad, en terwyl hulle toe nou by die huis is, verwyder hulle nou vir pappa hospitaal toe, en min wetende dit, om die laaste stappies van pappa op die aarde te loop, en die ma gee om nou vir die kinders, en sy sê, ek gaan julle nie vroeg wakker maak om hospitaal toe te gaan, om by pappa te gaan inloer nie, en in daai oomblik het hulle pappa toe gegaan, en toe die ou dit sê, toe begin hy te huil. En ek dink, meester, hierdie is 'n man, hy het al kinders, en hy loop met daai verdriet in sy hart, dat hy nie sy pappa kon groet nie, alhoewel sy pappa nie vir hom dalk die beste pappa was nie. Ja. Maar daai hartseer is nog steeds daar. Toe besef ek, mense, ons het baie om voor te bid. Baie. Gebed vir ander sake. En ek is so bly dat ek die voorreg het om vir daai kollegas te kan bid, dat die hemelse koning hulle losmaak. Ons is die toerusting van die Here. Sit jouself op die altaar en sê, Here, gebruik my, ek het 'n paar foute, maar baie dankie vir die foute, want ewen dit sal jy gebruik, om u naam te vereer. En so is ek so dankbaar gewees vir daai oomblik wat ons gehad het, en nou weet ek verseker hoe ons vir hierdie ouens kan bid. Die Here is die enigste een wat jou kan losmaak. Ek moet net een sê, ek was altyd 'n ou wat vreeslik graag aanvaar wou word. Genade tog. En baie mense ly daaraan. Hy sal die simpelste goed aanjaag, net sien my tog net raak, wees tog net lief vir my. Ek is die enetjie wat jy eintlik altyd wou gesien het. Nog 'n maatjie.
En eendag in 'n diens kon ek hier op my regterhand, kon ek Jesus sien, maar as ek daar kyk is Jesus nie daar nie, maar as ek daar kyk dan sien ek Jesus hier op my regterkant. Ek sê, meester, en die Here vra vir my, vat my as jou voog. En ek dink, Here, hoe dan voog? Hoekom nie 'n vader nie? En so het ek geloop, en ek gaan kyk, wat beteken voog? Voog is 'n ouer, manlik, vroulik, en die Here sê, vat my as jou voog, want al die tekorte in jou lewe van jou ma se kant, al die tekorte van jou pa se kant, dit sal ek vir jou aanvul. Neem my aan as jou voog. Ek kan julle vertel, ek het daai diens uitgestap. Natuurlik, pap gehuil, opgewonde, hele boks tissues amper klaar gebruik, en ek was 'n nuwe mens. En nou kan ek sê, you like me, you don't like me, that's fine. Wat sê die Here? Ek kan nog steeds vir jou lief wees, en ek kan nog steeds vir jou bid, en as jy my vyand is, Eina, moet ek aan jou goed doen? So, Koning Jesus, hy is die antwoord, hy gee jou 'n karakter. Ja, nou, kyk 'n klein bietjie vir my. Kyk jy vir my. Nou is my vraag aan jou. Amen. Ons weet nou, daar sit 'n klomp mense daar buitekant, Korrek. wat na jou vanoggend luister, na jou kyk. As jy vanoggend vir iemand iets moet sê, as een van daai mense wat vanoggend hier na ons sit en kyk, na hierdie program luister, vir wie of wat sou jy vir daai persoon wou sê? Hoe sal jy, op watter manier sal jy vanoggend daai persoon by die hand wil vat en sê, ek kom vat jou vanoggend geestelik by die hand, want ek wil jou van die hel waarin jy verkeer, van die drugswêreld waarin jy verkeer, van die alkoholwêreld waarin jy van die vaderloosheid, wil ek jou vanoggend, wil ek jou wegvat, ek wil jou help op 'n pad wat jy nog nooit gestap het. Hoe benader jy daai persoon? As ek kyk, van baie keer is dit maklik om vir iemand te sê, okay, julle het nou my boodskap hier vanoggend gehoor, ek hoop julle het daarvan gehou, maar daar's ma's wat daar buite sit, wat vanoggend luister na jou. Daar sit moeders en hulle sit en luister na hierdie program, en hulle dink by hulle self, ek ken ook nie 'n pa nie. Ek ken ook net klappe. Ek ken ook net 'n broer wat 'n skop gekry het en 'n klap gekry het hierso. Ons het ook nie altyd kos gehad nie. Ja, dis waar. Hoe voed ons hulle vanoggend? Hoe stuur ons hulle weg van ons program af? Ek glo altyd in een ding, as jy die lelik in die saak wil sien, dan gaan jy dit baie maklik sien. Maar die mooi is die lekker deel. En ek het altyd vir my seun gesê, terwyl ek hom groot gemaak het, jy gaan altyd daai hekkie spring. Leer van die begin af iets goeds uit dit uit. Gaan sit daai gemors toneel voor jou neer, en sê, meester, ek moet uit hierdie ding uit iets goed saamvat. As ek oor hierdie ding kan oorwinning kry, het hierdie toets geslaag, dan beweeg jy vir my, volgens my, klaar na 'n volgende level toe. Want daar's 'n ander ou wat in daai gemors sit, en jy die hekkie gespring. Jy kan vir hom sê, ek het hierdie hekkie gespring. In my lewe het ek ook al nie kos gehad nie, toe ek eerste kos inkry, toe dit maar net uitgekom. Ek kan medelee hê met 'n ander ou wat dit het. En ek kan vir jou sê, baie van ons verstaan nie die woord van God nie. Ons dink dis 'n storieboek, is 'n rooi kappie storie. Vergeet dit, die woord van God is lewendig. Gaan soek vir jou 'n skrif en mediteer op daai skrif. En as jy ouens hoor mediteer, dan skrik hulle en dink hulle, maar dis 'n verkeerde ding. Dit beteken as jy gaan kyk, die Here is my herder. Die Here is my herder. Hoe lyk 'n herder? Meester, ek is dalk 'n verdwaalde skaap, maar wat maak daai goeie herder?
Nou mediteer ek op die woord van God. Nou sien ek myself in daai situasie en jy mediteer op dit en die woord van God sê ja en amen. As jy met 'n situasie sit, spreek daai situasie aan met skriftuurlik, want die engele beweeg op die woord van God, maar 'n gekerm en 'n gekla, dink ek, is nie altyd heerlik vir die koning se ore nie. Maar as jy die woord begin authority spreek, dan voel jy ook partykeer pap. Ek sê meester, ek voel vandag so pap, ek is nie eers lus om met die woord te lees nie. Ek weet U is 'n goeie God, maar nie lank nie, dan tel hy my op en hy bemagtig my en hy bekragtig my. En ek het vanoggend vir 'n ou ook gesê in die kantoor, toe was hy nie baie lekker nie. Hy sê my geloof, ek sê weet wat is die probleem met jou geloof? Jy praat te min die woord van God. Die Here sê spreek die situasie aan. Moenie die Here aankla vir alles wat verkeerd gaan nie. Die Here het jou op die aarde gesit met 'n doel. So trek jou wapenrusting aan. Soldaat van die Here. Ja, soldate word ook gewond, maar die Here is goed. Hy maak daai gewonde soldaat reg. En daai gewonde soldaat kan vir jou sê, hoorie, ek weet hoe voel dit om daai myn te trap. Gelukkig het ek darm herstel. En dis presies ons loop met Jesus. Sorry julle, ek is 'n warrior. En daarom is dit vir my, trek hy uniform aan, man, en loop in die krag van die woord. Daar is sulke kragtige goed. Die Here het eendag vir 'n bekeerde rabbi gesê, wat 'n Christen geword het. Hy sê vir hom, jy gaan studeer net psalms. Ek sê, meester, net psalms. En die rabbi sê vir Jesus, hy sê, maar ek is, dan die woord ken ek. Die Here sê vir hom, jy gaan fokus op psalms. En toe begin ek fokus op psalms. En ek sien toe daar soveel antwoorde, soveel kragtigheid. En as jy sukkel met daai kind van jou, nie daai woorde wat jy spreek, man, hierdie kind gaan nooit regkom, of jou man sê dit, moenie ja sê nie. Jy stem saam met die vyand. Ja, maar dis my man, hy is nie die vyand nie. Mense, ons maak foute. Dis 'n oop deur vir die vyand om partykeer deur ons te opereer. En ek wil dit nie hê nie. So wat doen ons? Ons sê, Here, ek is jammer. As daai ou verkeerd praat, jy mag nie dit vir hom sê nie. Gaan bely. Stap al my hoek en sê, Here, ek is jammer vir dit wat hy gesê het. Ek kanselleer dit. Daai woorde wat uit sy mond uitgegaan het, dra krag. En daai woorde was nie reg gewees nie. Ek kanselleer dit in U naam. Ek draai dit om en ek kragtadige seëning. Daai kind van my is reg. Daai kind van my is bevry. Die woord van God sê, gaan uit, heel die siek. Wow, heel die siek? Hy sê nie, huil die hele dag, Here, maak my gesond. Hy sê, heel, praat met daai situasie. En sê, Here, U woord sê, so haal daai skrif aan, haal dit aan waar het gestaan. En sê, Here, ek staan op dit. Kyk, nou hoe lyk jou wapens. Daai ammunisie van jou raak nou gevaarlik. En weet julle wat, daar's 'n skatkis vol ammunisie. Dis die woord van God. Ek het baie keer gewonder hoe om te bid, en dan hoor ek die ander ouens, hulle kan vir ure bid. Toe leer die Here my, hoe kan ek ook vir ure bid? Vat daai psalms en lees hom hard. Jy gaan baie vinnig agterkom. Hierdie skrif is vir my. Daai skrif is vir my. En weet wat, jy het vir ure kragtige gebede. En sit som jou naam daarin. Sit daai kind van jou se naam daarin. Sit daai man vir jou se naam daarin. Sit jou eie naam. Man, ek sê jou, die hemelse koning beweeg in gees. En so sal die Here homself manifesteer in vlees in jou lewe. Dis wat ek vir die ouens kan sê wat op die ashoop sit. En ek love dit so, ou Job, hy sit op die ashoop en hy krap sy sere met 'n potskerf. Hy sit op daai as, want die as is sag. En weet julle, hy bid vir sy vriende. So as jy ook partykeer op die ashoop sit, sê, Here, Job het gebid vir sy vriende, en kyk wat het hy hom mee beloon. Ek vat dit vir my. Al sit ek op hierdie ashoop en ek krap my. Die Here gaan jou genees. Gee dit net vir hom. So hy is 'n wonderlike koning. Halleluja. Amen. Dit was wonderlik. Wow. Baie dankie. Dit is nou vir my fantasties geweest om te luister na wat Pieter vanoggend vir ons vertel het. En wat ek self daaruit kan neem vir myself. Ek glo vertrou dat jy vir jouself ook vanoggend iets kan saamneem. Daar's soveel honger mense, daar's soveel mense met probleemsituasies, probleme met hulle kinders, probleme tuis en wat net nie weet hoe om daai saak op te los nie. Ons dink die enigste oplossing is of ons moet 'n stewige drankie vat of ons moet nou gaan lekker ons maand se pay gou vinnig gaan uitgee voordat die vrou sê sy het iets nodig vir die skool of whatever ook al. Ons moet gou vinnig klaarmaak met daai geldjie. Nou weet jy wat, ek dink vanoggend se boodskap
was vir elke ene wat geluister het na hierdie boodskap. Want daar's soveel nood. Ja. Soveel nood, maar nie almal van ons het ook die vrymoedigheid om ons hand uit te steek en vir iemand te sê, meneer of mevrou, daar is 'n oplossing. Yes. Daar is 'n antwoord. Dis so eenvoudig. Die antwoord is soms so eenvoudig dat jy dit nie wil glo nie. Amen. Dat jy nie dink nie. Dan gaan ek terug na wat Pieter gesê het in die begin van toe hy sy moeder teruggeroep het na die kamer om te vra, is dit regtig waar? Is dit regtig die waarheid? Het Jesus regtig vir my gesterf aan daai kruis? Is Jesus regtig vasgespijker terwille van my? Ja, Jesus. terwille van jou. Ja. Terwille van jou. Amen. Terwille van jou toekoms. Dit is nog gebeur voordat jy nog gebore was. Toe was dit al klaar afgehandel, die saak. Al wat jy nou moet doen is kom buig maar laag voor die meester en bely maar dit wat verkeerd is en roep hom aan in die tyd waarin jy benoud voel en sê, Here, ek het nie die oplossing nie, ek weet nie hoe nie, stuur iemand op my pad en kom ons kyk of God nie nog 'n Pieter na jou toe stuur, wat vir jou kan kom help nie, wat vir jou die antwoord kan gee nie. Onthou nou onder aan die boodskap vanoggend is daar 'n telefoonnommer, 'n WhatsApp nommertjie wat jy kan bereik om met Pieter te praat. Ek wil baie graag vir jou sê, julle is baie hartlik welkom met my toestemming. Ek sê sy toestemming. As julle voel dat julle hierdie man wil uitnooi om by julle te kom bedien, of om by julle te kom praat vir 'n Saterdag of whatever, of 'n Sondagmiddag of 'n Sondag-aand, hoe dit dan ook al sê, neem die vrymoedigheid, kontak hom voor die tyd. Daar's pastore daar buitekant wie se gemeentes in Flarde lê. Hulle dink hulle gaan nog aan, maar die kerk is lankal stukkend. Hy is besig om al af te sterwe. Maar daar is tog nog 'n oplossing en 'n antwoord. So vanoggend kan jy dan kontak maak met Pieter en vir hom vra, wil jy nie by ons kerk kom praat nie? Daar's groot behoeftes daar buite. So, en om te dink, ons kom nie vanoggend na jou toe en ons sê vir jou, ons sal kom, maar onthou net, ons vra soveel, jy gaan eers moet betaal, of so, en Jesus het klaar betaal. Amen. Hy het klaar betaal. So al wat jy hoef te doen is, jy moet net sê, ja, Here, dit is goed so. Ek wag vir u, help my, lei my, Here, doen 'n nuwe ding in my lewe. Dit doen vir my wat ek nie vir myself kan doen nie. Doen vir my dit wat ek nie eers geweet het bestaan nie. Kom help my, Here. Baie van ons het hulp nodig en ons dink ons het die hulp nie nodig nie, maar en nou kan jy weer dink, miskien ja, maar dis net julle tipe of daai ouetjie en kyk daai vrou se mooi rok en kyk daai man se mooi pakkie en hier loop ons in armoede en dis net hulle wat fancy is en nee, dis nie waar nie, dis alles leuns. Die duiwel is besig om leuns uit te spreek en te vertel oor jou lewe, of vir jou aan te bied en vir jou te vertel dat jy nie goed genoeg is nie. Verstaan jy, want van die vyand wil hê, jy moet dink dat jy is net nie goed genoeg vir God nie. Nou, hoe sal God jou nou in 'n blou rok ontvang, terwyl jy eintlik in 'n rooi rokkie moes gekom het? God ontvang jou net soos jy is. Amen. Want die prys is nie deur jou betaal nie, dis deur hom betaal. Amen. Pieter, baie dankie vir die boodskap, ek waardeer dit verskriklik baie, en ek dink, ons kan gerus net weer 'n keer praat oor nog dingetjies vorentoe, en 'n plannetjie maak waar ons iemand anders te kan uitnooi saam met wat, vir wie jy al bedien het, wat ons een oggend kan uitnooi. Amen. Waar die persoon ook sy verhaal kan vertel van waar hy gekom het tot waar hy nou is. Amen. Want daar is baie sulke mense wat nie, hulle sal nie hulle verhaal vertel nie, maar tog is daar baie wat nodig het om het juist te vertel, van dat God
is maar dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid en hy gaan jou nie drop nie. Amen. Hy gaan jou altyd bystaan en help. So baie dankie vir die program dat jy saam met ons kom kuier. Dit mag die Here jou sommer net ryklik seën. En ons gaan met mekaar weer vorentoe praat. Ek's opgewonde oor alles. Baie dankie, die Here seën vir jou, hoor. Tot volgende keer. Ek kan net sê baie dankie en mag die Here jou ryklik seën. Want dis my awesome om te weet die werk wat die Here in jou gedoen het. En as ek na jou getuienisse luister, is dit van lag tot huil, alles opbouend. Dis fantasties. Die Here kry natuurlik al die eer. Natuurlijk. Nou ja, dan sê ons twee maar vir mekaar cheers vir oggend. Op ons koffie met die koning. Ons drink ons koffie, dis nou koue koffie die. Maar ek wil gou vir jou sê, hardloop en gaan maak vir jou 'n koppie koffie, want ons is al op pad om vir jou die tweede verhaal te vertel. So voor jy die tweede verhaal aanluister, moet jy eers sorg dat jy gou vir jou 'n koppie warm koffie maak, want daar's interessante dinge wat ons vandag het om met jou te deel. Die Here seën en tot 'n volgende keer koffie met die koning.